Hallo almal en welkom terug by MX Science Lab waar wetenskap wen. Vandag kyk ons na die respiratoriese stelsel, die stelsel wat ons help asemhaal en suurstof aan die liggaam voorsien. Ons gaan leer hoe asemhaling werk, watter organe betrokke is, hoe gaswisseling plaasvind, wat cellulêre respirasie is en ook na algemene gesondheidskwessies kyk. Kom ons begin. Die respiratoriese stelsel is verantwoordelik vir asemhaling. Wanneer ons inasem, neem ons suurstof in, wanneer ons uitasem, verwyder ons koolstofdioksied uit die liggaam. Hierdie stelsel verseker dat suurstof die selle bereik waar energie vrygestel word. Daar is 3 belangrike prosesse: asemhaling, gaswisseling en cellulêre respirasie. Die hoofverantwoordelikhede van die stelsel is om suurstof aan die liggaam te voorsien en om koolstofdioksied te verwyder. Kom ons kyk na die belangrikste dele van die respiratoriese stelsel. Lug beweeg deur die neus of mondholte, dan deur die keelholte, verby die larynx, af deur die trachea, in die bronchie in en uiteindelik na die bronchioli en alveoli in die longe. Die diafragma speel ook 'n baie belangrike rol in asemhaling. Elke deel het 'n spesifieke funksie om lug veilig en effektief deur die liggaam te beweeg. Die neusholte help om lug te filtreer, warm te maak en klamp te hou. Die mondholte kan ook lug inneem veral tydens oefening. Die keelholte dien as 'n deurgang vir lug en voedsel. Die larynx bevat die stembande wat ons help praat. Die epiglotte sluit die trachea wanneer ons sluk sodat kos nie in die lugweë beland nie. Die trachea vervoer lug na die longe. Die kraakbeenringe hou die trachea oop terwyl slijm en fyn haartjies stof en kieme opvang. Die longe is waar gaswisseling plaasvind. Die bronchie vervoer lug na en van die longe terwyl die bronchioli lug na die alveolusse versprei. Die alveolusse is klein lugsakkies waar suurstof en koolstofdioksied uitgeruil word. Die diafragma help met asemhaling. Wanneer dit saamtrek, vergroot die borsholte en ons asem in. Wanneer dit ontspan, verklein die borsholte en ons asem uit. Die interkostale spiere tussen die ribbes help ook met hierdie beweging. Gaswisseling gebeur in die alveolusse. Wanneer ons inasem, vul die alveolusse met suurstofryke lug. Klein bloedvate, genaamd haarvate, omring die alveolusse. Omdat die bloed suurstofarm is, beweeg suurstof deur diffusie van die alveolusse na die bloed. Terselfdertyd beweeg koolstofdioksied van die bloed na die alveolusse. Die suurstof bind aan hemoglobien in die bloed en word deur die liggaam vervoer. Die koolstofdioksied word later uitgeasem. Cellulêre respirasie vind in die mitokondria van die selle plaas. Hier word suurstof en voedingsstowwe gebruik om energie vry te stel. Die energie word gebruik vir beweging, groei, herstel en ander lewensprosesse. Koolstofdioksied word as 'n afvalproduk gevorm en beweeg terug na die longe vir uitasem. Baie mense dink asemhaling en respirasie is dieselfde ding, maar dit is nie. Asemhaling is die fisiese proses van in- en uitasem. Respirasie gebeur binne selle waar energie uit voedsel vrygestel word. Asemhaling bring suurstof in die liggaam in, maar respirasie gebruik daardie suurstof om energie te maak. Inaseming is 'n aktiewe proses. Die diafragma en spiere trek saam, die borsholte vergroot en lug beweeg die longe binne. Uitaseming is meestal 'n passiewe proses. Die spiere ontspan, die borsholte verklein en koolstofdioksiedryke lug beweeg uit die longe. Een algemene siekte van die respiratoriese stelsel is asma. Met asma swel en ontsteek die lugweë wat dit moeiliker maak vir lug om deur te beweeg. Simptome sluit in hyg, hoes, asemhalingsprobleme en 'n stywe bors. Asma kan veroorsaak word deur allergieë, rook, besoedeling of selfs oefening. Mense met asma gebruik dikwels inhalers om die lugweë oop te maak.
Dankie dat julle saam gekyk het. Vandag het ons geleer hoe die respiratoriese stelsel werk, hoe gaswisseling plaasvind en hoe selle suurstof gebruik om energie te produseer. As julle van die video gehou het, onthou om te like, 'n comment te los en sommer by die kanaal in te teken. Sien julle in die volgende een.